Daar's 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan wees die dood. Baie kere dink ons is op die regte pad. Ek luister worship musiek, so dan en wan, ek steek my hand op in die kerk, sodat almal kan sien niks heilig en veilig. Ons keuses wat ons maak, plaas ons baie keer in kettinge. So met wie ons uithang, die gesprekke waarna ons luister, plaas baie keer 'n bindings in ons lewens. Ons vriendekring kan ons maak, of ons vriendekring kan ons breek. Nou, ek gaan gou 'n ware verhaal vertel. Ons was in Noord-Kaap toer en ons het in Springbok getoer. Ons het die Vrydag aand teruggekom en ek is op soos ou toast. En ek kom uit die ablisieblokke uit en ek sien hierso staan ietsie. En ek dog, okay, en ek gaan praat. Ek dog, dis Tannie Elise. Tannie Elise kom tik aan my, sê, sis, met wie praat jy? Toe sit 'n boomstomp waarmee ek praat. Okay, en sy korrigeer my toe reg. Ek gaan nou sê, hoekom noem ek dit? En ons wil gaan slaap en my tent is daar en ek kry nie my tent nie en dit lyk of my tent daar is en een van die ander spanlede, ek sê vir hom, my tent het geskuif en ek is op pad rotse toe, maar eintlik is my tent daar. En hy kom vat 'n lig en hy skyn en hy sê, nee, daar is jou tent. Die punt wat ek wil maak is, vriende kan jou of in die verderf lei, of hulle kan jou reg korrigeer en sê, jy's op die verkeerde pad. En kan julle imagine wat sou gebeur as ek met daai boom gespraat het? Ek sou hom dalk, hy weet, hy sou nie lewend geword het, nie? En hy sal vrug dra. En dieselfde ook, toe ek op die rotse wou slaap, krisis, ek soek my tent en ek wil op die rotse gaan slaap. Dankie Here vir vriende in my lewe wat my op daai oomblik die regte pad gewys het. Ek het soos 'n wurm gevoel en ek moet sê, needless to say, daai boomstomp is gedoop met water, kon ons die slaaie afspoel. Okay. So, wat 'n gesprekke sit ons in? Hulle jong mense, hierdie Instagram goedjies op julle fone, wat laat ons toe in ons teenwoordigheid? Pastoor praat baie keer, pas op wie in jou huis toelaat. Ek en Oupie kan getuig daarvan. Pas op wie in jou teenwoordigheid toelaat. Jesus sat with sinners, but he didn't sin with sinners. Daar's 'n groot verskil. Die volgende gedeelte wat ek wil ons moet lees is die verhaal van die verlore seun. Dis in Lukas 15. Lukas 15 vers 11 tot 24. Lukas 15 vers 11 tot 24. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat na my toe kom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly. Toe hy hom een van sy burgers van daardie land gaan voeg en het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om te smag of om sy maag te vul met die pele wat die varke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan na my vader en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie meer werd om saam met u seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. Vers 20. En hy het opgestaan na sy vader gegaan en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop om hom te omhels en hartlik gesoen. Die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, trek hom aan en gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Vers 24. Want hierdie seun van my was dood en hy het weer lewendig geword
en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Nou hier kan julle sien, die seun het verkeerde keuses gemaak. In vers 13 tot 16 verduidelik hy was honger, hy het na die pele verlang. Hoeveel van ons sit nie vandag hier met 'n geestelike honger nie? Maar ons hardloop na allerhande wêreldse begeerlikhede toe, na die wêreldse dinge toe. Hoekom? Want hier binne is iets binne jou, wat so honger is, wat so smag na ietsie, maar jy is nie presies seker wat dit is nie. Nou kom ons kyk gou. In vers 13 tot 16 sê hy het alles gehad en hy het alles gehad en alles gemors en verloor. Hoeveel keer het ons nie geestelike goed wat die Here vir ons gee? Ons staan hier voor en steek ons hande op met 'n altaarkol, dan kom die vyand en ons luister na sy leuns. Die seun was honger en hy was vasgebind deur kettinge. Die kettinge wat die seun vasgebind het, was kettinge van trots, selfsug. Hy wou sy eie ding doen. Daar's 'n liedjie van Nick Stevens, of ek kan nie sy ou se naam onthou nie, want ek is jonk, ek wil doen wat ek wil en ek sal. Op 'n stadium toe ek 'n tiener was daai my favourite liedjie, het hom kliphard gesit. En die pastoor daar het in ons gemeente na my toe gekom en gesê, "Elona, weet jy wat jy sing?" Ek sê, "Nee, die liedjie is cool." Hy sê, "Dis 'n rebelliese liedjie daai. Ek sal doen wat ek wil, maar wat sê God? Doen my wil, nie jou wil nie, God se wil." So trots, selfsug en sy eie dinge doen. Sondes, die wêreldse begeertes en skuldgevoel was die kettinge wat ons gebind het. Nou die keuses wat ons maak, plaas ons baie keer onder skuldgevoelens. As ek kyk na die verhaal van Adam en Eva, hoe het hulle nie skuldig gevoel nie. Hulle het weggekruip vir God, hulle het skuldig gevoel. Maar wie het gekies om die appel te eet? Eva, krisis, sy het nie nodig om skuldig te voel nie, want she needs to take ownership. Maar sy het nie. Hoeveel kere van ons blame iemand anders, it wasn't me, dit was Mot. Maar eintlik was dit my keuse. Ekskuus Mot. Dis eintlik my keuse gewees. As ek hier iemand skop vir Danica vandag, kan ek nie sê ekskuus, ek het nie, ekskuus man, ek het al geskop. Daarom my meisiekind so onskuldig, sy is in matriek, en skop ek omdat sy juis in matriek is en sy gaan uit die jeug uit volgende jaar. In vers 18 lees ons, ek gaan hom gou lees, ek sal opstaan na my vader en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Hier sien ons dat die seun sy fout erken het, dat hy besef het, hy was verkeerd gewees. En hy het teruggegaan na sy vader. Veel van ons maak foute, maar ons is te skaam om na die Here toe terug te keer, want ons wil nie. Wat gaan die Here sê? Die net soos die vader, die seun met oop arms ontvang het, so sal Jesus Christus, God die Vader en die Heilige Gees, ons met oop arms ontvang. Maar dis omdat ons kies, om na die leuns van die duiwel te luister en te sê, maar God gaan jou nie aan terug aanvaar nie. Jy is te ver, you've sinned too much. Jou sonde is te veel. Dit kan nie, God kan nie, hy gaan dit teen jou hou. Johannes 10 vers 10 sê, die vyand het gekom om te steel en te lieg en te verwoes. Maar Jesus het lewe in oorvloed kom gee. En ek is self skuldig, hoeveel kere luister ons nie na die leuns van die vyand nie, om nie terug te keer na die hart van Vader nie. Ons het hierdie liedjie gesing, Heart of Worship. As jy die oorsprong van hierdie liedjie ken, gaan oor wat Matt Redman geskryf het. Haal al die musiekinstrumente af, haal alles weg. Hoe aanbid jy God? Dis wat God vandag vra, is jou hart. Keer net terug na hom, dis al wat hy vra. Die eerste stap tot oorwinning in enige situasie is erken jy het 'n probleem. Of daar's fout, of daar's seer. Baie kere sit ons seer onder 'n dekmantel, we don't want to deal with it. Ek was skuldig, soos kom ek sê, die preek het my hart geslaan die week. En ek het besef, ek sit met goed wat ek onder 'n maat, wat ek wegsteek. Ek sê, I don't want to deal with it, want dit maak so seer. En toe ek erken, en ek sê, Here, maar dit en dit en dit, kom God,
En hy maak my skoon en hy maak my vry. Ons het nie altyd 'n pastoor en 'n pastoorspaar nodig om bevryding te doen nie, want Jesus is die bevryder. Ons almal maak verkeerde keuses. Ons almal maak partykeer verkeerde besluite. Maar God soek jou hart. God verlang dat jy terugkom na hom toe. Pastoor leer ons in die boek van Romeine, praat daar, niemand is goed nie, ons almal het foute. Ons almal het iets in ons lewens waarmee ons deel, wat ons vasbind. Die volgende gedeelte is Johannes 8, vers 1 tot 11. Die oorspellige vrou, Johannes 8, 1 tot 11. Johannes 8, 1 tot 11. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan, en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het na hom gekom, en hy het gegaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring. Toe hulle tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, Meester, hierdie vrou is op daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuig en met 'n vinger op die grond geskrywe. Vers 7. Toe hulle aanhou om vir hom te vra, het hy op hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En weer het hy neergebuig en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste tot die laatste toe. En Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar was tussen hulle gaan staan het. En toe Jesus hom oprig, en niemand sien, behalwe die vrou nie, en hy sê vir haar, vrou, waar is hierdie beskuldiges van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Nou hier is dit duidelik, sy was skuldig aan oorspel, punt, uitroepteken, sy is op heterdaad betrap. Maar die fariseërs en die skrifgeleerdes wou haar stenig, so hulle wou haar oordeel. Maar kom ons vat 'n bietjie terug. Hoekom het sy oorspel gepleeg? Hoekom was sy 'n prostituut? Wat het aangelei tot dit? Ons weet nie. Die skrifgeleerders en die fariseërs soos ons kerkmense. Hoeveel kere stap hier nie mense in nie, stikkend, gebroken, ruik na drank, ruik na sigarette, jou bors trek skoon toe. Maar dan sit ons en dan bespreek ons hulle in die kerk, dan beskinder ons hulle in die kerk, dan kyk ons hulle uit. Iemand het so afgelope maand vir my 'n WhatsApp gestuur, ek kon nie slaap nie, die persoon deel toe met my in die aand, en sê, ons almal kyk na mense wat op die straat is met 'n oordeelhart. Onbewustelik, ons klassifiseer hulle. Ons is nie veronderstel om met daai boemelaar wat op die straat loop te oordeel nie. Want die enigste verskil tussen daai man op straat en ek is genade. Dit is dit, net genade. Ons kon daai boemelaar gewees het. Ons kon daai persoon op die straat gewees het. Net soos die vrou wat oorspel pleeg. Ons het nou fisies oorspel gepleeg. Maar wat se sonde doen ons? Wat pleeg ons? Wat laat ons toe met ons monde? Wat spreek ons oor mense? Ek het in die begin van die jaar het ek kerk toe gekom en as ons 'n geestelike ding het, praise and worships, dienste as ek afsonder vir die jeug of afsonder tyd saam met die Here, begin ek panic attacks te kry. My bors trek toe, ek hyperventilate en ek kry nie asem nie. So gaan vir 'n geruime tyd. En ek verstaan nie wat aangaan nie, want as ek like social en met my mense praat, is ek okay. Maar sodra die teenwoordigheid van God heers, begin ek paniekaanvalle te kry, dat ek hyperventileer. En op 'n stadium kry ek 2 vriendinne om my te help, om my net deur dit te vat en so aan. En dit raak al hoe erger en erger en erger, en ek kom agter maar dis besig om by my te steel.
Ek gaan na pastoor toe en ek sê vir hom, ek weet nie wat gaan aan nie. Ek het nie oop deure nie, ek en die Here het 'n lekker verhouding, I don't know what's going on. God openbaar iets aan hom. En die Sondag aand kry ek dit, maar ek kry dit geweldig intens. My fitness watch wys my hartklop is 135, 139, 142. Soos my hartklop in die bidkamer vinnig klop van hierdie panic attack, want ek weet nie wat gaan aan nie. Lang storie kort en pastoor bedien en God openbaar en hulle bedien my daai aand en God maak my vry. En die rede hoekom ek vasgevang was mense se tonge. Bindings wat ek nie eens geweet het nie, mense oor my uitgespreek het. So as ons mekaar vloek, pastoor praat baie daarvan, as ons mekaar vloek, spreek jy 'n vloek oor iemand anders uit. Jy spreek iemand anders tot geestelike bindings en kettinge. Jou kindertong, ons kindertong, ons kan nie wag om die foon om die diens uit te kom om te sê, het jy nou weer gesien hoe lyk Tristan? O, jene, hy kan dink hy's dit en dat is die kat se snor. O, jy's Lali, wag. Kyk hoe lyk Lali vandag. Ons kan nie wag om mekaar te bespreek nie. Ons spreek vloeke en bindings oor mekaar. Die woord van God sê in Spreuke 18 vers 21, dood en lewe lê in die mag van die tong. Jou baas wat jy so irriteer, dan gee hy vir jou werk en dan sy reg draai, dan wys jy vir hom die vinger, en dan soos Mr. Bean. Ons is nie veronderstel om dit te doen nie, maar Jesus sê dan Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die gees, maar as dit om soos Mr. Bean op te tree, vrug van die gees nie, want jy spreek 'n vloek oor jou baas. Al irriteer jou, God het hom daar geplaas, deal with it. Dis nie lekker nie. As ek praat nou Obi, hy gaan hel deur op die werk. Maar as ek kyk, sy attitude in die afgelope tyd het van morbide negativiteit gegaan na iets positiefs. Want God is besig om hom daar by sy werk te gebruik. As hy by die kar stop, wag die mense al vir hom, dat hulle kan saam bid. So hy het 'n negatiewe situasie laat toelaat, dat dit omgeswaai word na 'n negatiewe. Here, hy het 'n graad in omgewingsbestuur, hoekom maak jy nie vir my deure oop nie? Want ek wil jou daar hê, dis hoekom. Soms verstaan ons nie, hoekom ons in situasies is wat ons is nie. Maar God het ons daar geplaas. Is dit lekker? Nee. Maar dit vorm deel van jou seisoen, dit vorm deel van jou getuienis. Ek deel nou met iemand, ek sê vir hulle, weet jy wat? Die duiwel kan baie dinge vat, maar hy kan nie jou getuienis vat nie. Hy kan nie. Hy kan gebed uit skool uithaal, maar hy kan nie 'n bindende tiener uit die skool uithaal nie. Hy kan jou probeer pootjie by jou werk, maar hy kan jou nie keer dat jy bid nie. Die woord van God sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy sê dit. So wat laat jy toe? Is ons soos die fariseërs en die sadiseërs? Tussen mekaar, tussen gelowiges, om mekaar sleg te sê, om mekaar te bespreek? Kom ons begin oplet ons woordeskat, want daai vrou was geoordeel gewees, en die een wat haar kon oordeel, het glad nie eers al geoordeel nie. So wie gee ons die reg om enigiemand te oordeel? Want die woord van God sê ook, die oordeel kom nie aan ons toe nie, kom na hom alleen toe. Die kettinge wat die vrou gebind het, was oorspel, skaamte, leuns, kettinge van oordeel, skinder. Sy was verneder. Hoe vernederend moes dit vir daai vrou gewees het om hier voor almal gegooi te word? Dis vernederend. Sy was weggestoot deur mense, verwerping, net omdat sy oorspel gepleeg het. Sy was verstote en deur mense verafskie. Dis net om 'n paar te noem. Hoeveel kere stoot ons nie mense weg nie? Hoeveel kere laat ons net toe, as ons iemand sien, en strek hulle geestelik hiervoor, en ons oordeel hulle nie. Vers 10 tot 11 sê dit, en toe Jesus hom oprig, en niemand sien behalwe die vrou nie, sê vir haar, vrou, waar is daar die beskuldiges van jou? En niemand het jou veroordeel nie. En Jesus sê, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Daar's die geheim. Gaan en sondig nie meer nie. Jesus maak vry,
maar ons laat toe om elke keer terug te gaan na die sonde toe. Jesus sê, gaan en sondig nie meer nie. Jesus se liefde bring vergifnis. Hy kyk nie na jou verlede nie. Hy onthou nie hoe 2 jaar terug Kian en Katie mekaar in die hare getrek het nie en mekaar met skerre gegooi het nie. Hulle het klaar vergifnis gevra vir dit. Maar ons oordeel mense. Ons plaas mense partykeer in kettinge deur ons woorde, deur ons tonge, deur ons dade, deur ons optrede. Nie een van ons kan met klippe gooi nie. Ons almal is skuldig aan een of ander vorm van sonde. Ander gedeelte wat ek wil lees is die man van Gadara, Markus 5, vers 1 tot 20. Markus 5, vers 1 tot 20. En hulle het aan die oorkant van die see gekom, in die land van die Galileërs. En toe hulle uit die skei kom daar dadelik uit grafte hom temoet, 'n man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het. Niemand kon selfs met 'n ketting hom bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettinge gebind, en die kettinge is deur hom uitmekaar geruk, en die voetboeie stukkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. Vers 5, en hy het altyd, dag en nag, het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte en homself met klippe stukkend te slaan. En toe Jesus van ver af sien, hardloop en hy val voor hom neer en skreeu met 'n groot stem en sê, wat het ek met u te doen, seun van die Allerhoogste God? Ek besweer u by God om my nie te pynig nie, want hy het vir hom gesê, onreine gees gaan uit die man. En hy vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio, my naam, want ons is baie. Vers 10, toe smeek hy hom dringend om hulle uit die land weg te stuur nie. En daar teen die berg het 'n groot trop varke gewy. En al die duiwels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons hulle kan vaar. En Jesus het dit dadelik toegelaat. En die onreine gees het uitgegaan en die varke gevaar. En die trop was daar omtrent 2000, en van die kraans af in die see gestorm en in die see verdrink. Vers 14, en die wagters van die varke het gevlug, en in die stad en die buitewijk te vertel, en hulle het uitgekom om te sien wat daar gebeur het. Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene, gekleen by sy verstand, die een wat die legioen gehad het, en hulle was bevrees. Die wat gesien het, vertel toe aan hulle hoe dit met die besetene gaan, en ook van die varke, vers 17, en hulle het hom begin smeek om weg te gaan uit hulle gebied. En toe hy die skei klim, het die man wat die duiwels besete was, hom gesmeek om by hom te kon bly. Maar Jesus het dit nie toegelaat, maar vir hom gesê, gaan na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle, wat 'n groot ding hulle aan jou gedoen het, dat hy met 'n barmhartig kan was, en dat hy weggegaan het, na Decapolis gegaan, verkondig, wat 'n groot ding aan Jesus aan hom gedoen het, en almal was verwonderd. Nou die man, kan as jy mooi kyk, was met 2 tipe kettinge verbind. In vers 3 was hy met fisiese kettinge verbind gewees, en in vers 7 tot 9, geestelike kettinge wat hom gebind het. Nou die man was op 'n stadium, nie men beheer van sy lewe nie. Maar, kom ons gaan terug na die man van Gadara toe, voor hy besetene was. Die Bybel maak geen melding van wie hy was en waarvan hy vandaan kom nie. Maar was die man van Gadara nie op 'n stadium iemand se seun nie? Was hy nie iemand se vriend nie? Was hy nie iemand met lewe nie? Maar weens seer, omstandighede, keuses, sonde en seer, het hy oop deure begin kry. En dit het geëskaleer. Hy het homself begin sny, en hy het sy identiteit verloor. Hoeveel van ons verloor ons identiteit as die aanslag kom? Hoeveel van ons sit nou op die oomblik met geestelike kettinge, en ons weet nie eers eintlik wie is ons identiteit nie. Want die kettinge in ons bind ons. Die leuns van die vyand bind ons.
Maar ons sit met soveel kettinge en ons kan nie verstaan wat aangaan nie. En alles raak negatiewer en negatiewer en negatiewer en erger. Die sondes wat ons doen. Ag, jy gaan se alweer sonde. Ja, ons moet elke dag oor sonde praat, want die woord van God in Romeine 23, dit skei ons van God. Hierdie rook sigarette wat ons doen. Ek wil nie weer sê optwak nie, want dan kom in die moeilikheid. Hierdie spyscakes, hierdie dagga koekies. Ek hoor na die dag iemand sê hulle eet dagga koekies. Ek het nou op my rug geval. Die enigste hoog wat jy wil wees is op Heilige Gees, want die woord van God, hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Waarna kyk ons? Pornografie. Net so kykie. Julle wag, nee. Geheim. As jy pornografie kyk, maak jy jou skuldig aan human trafficking. Want 80 na 90% van daai mense wat vasgevang is in daai video's, kom uit sex trafficking uit. Maar ons kyk pornografie, want my vrou doen dit nie meer vir my nie, of die rash. Ek wou net nie hier noem nie, maar gaan dit nou noem. Ek was vasgevang in pornografie, vir 3 keer wat God my vrygemaak het. En op 'n stadium kon ek nie verstaan, hoekom kyk jy vry nie? Want ek bly kies om terug te gaan na die sonde toe. Pastoor Rian kan en Wilmarie en Annelies en almal kan duiwels uitdryf soveel as wat hulle wil. Jy moet die keuse maak, jy daai sonde gaan los of nie. Laat my dink aan 'n vriendin wat haar getuienis so rukkie terug gedeel het. Sy het ook gerook en sy het vrygekom. En wat gebeur? Lewe. Sy vat terug daai sigarette. En sy vra vir die Here, maar Here, ek wil vrykom. Die Here sê, hey, ek het jou klaar vrygemaak. Jy het gekies om na die sonde terug te keer. Nie ek nie. Wat laat ons toe? Waarna kyk ons? Pornografie vervul jou dalk vir 'n sekond of 2, want dit skei dieselfde hormoonstof af as heroïne. So eintlik indirek is jy verslaaf aan heroïne. Dis 'n ketting wat jou bind. Hy sprei vertakkings. Daar's klomp goed wat jou bind. Die sigarette, die dwelms, die praatjies onder mekaar, jong mense, julle wat mekaar se boel en vir mekaar sê jy's vet en ek weet nie wat nog alles nie, wat soek jy op die verhoog? Ek weet van 'n tiener wat op 'n stadium met my kom praat en het gesê, Tannie, my ma wil my nie 'n drukkie gee nie, want sy sê ek is te vet. Die kind was 6 jaar oud, sy was 14 toe ek met haar praat. Hoe lank het sy liefde van haar ma ontvang? Net omdat sy vet is. Daai kind is vasgebind in kettinge van verwerping, vernedering en allerlei nonsens. Ons is so lief om onsself te sny. Ek se straan saam met my maal en raaksies en 'n vrou sien ek daar en ek deel met haar. En sy begin traan uit te bars. Sy sê, my kind is 14 jaar oud. Sy is skielik gay. En sy sny. En sy weet nie wat gaan aan nie. Ek begin met die vrou te deel en ek tel dadelik my gees op, die vrou is nie oop vir dit nie. Daai goed sit jou aan kettinge. Jy het nie nodig om te sny nie, jong mense. Want Jesus Christus is die enigste persoon wat jou kan verlos, wat jou kan vrymaak. Vir die ander jong mense wat hier sit, sigarette is nie die oplossing om jou senuwee te kalmeer nie. Die Heilige Gees is. Ons wil na allerhande aardse goeders gryp, terwyl Jesus die weg, die waarheid en die lewe is, terwyl Jesus die oplossing is, gryp ons na allerhande goeders toe. Dis wat dalk die man van Gadara gebind het. Ek weet nie. Maar voordat ons kan keer, voordat ons raak soos die man van Gadara. Die keuse is ons sinne. Kom ons kyk wat se ketting sê die man van Gadara gebind. Verwerping, vernedering, want hy het in 'n graf geslaap. Hy was uitgestoot, mense wou hom nie gehaat het nie. Mense het hom fisies probeer vasmaak. Die demone wat hom bind. Goed wat moontlik uit sy kinderlewe uit gebeur het, seer, trauma en sonde. Dalk het hy woede gedra, haat, bitterheid, twis. Gebroke, stikkend, hy was alleen. En Jesus het gekom om vry te maak. Jesus het die man
2 maniere vrygemaak. Hy het hom vrygemaak deur die fisiese kettinge wat mense hom probeer bind het. Hoeveel kere bind mense ons? En die geestelike aspek, die demone. So Jesus het hom op 2 maniere vrygemaak. Nie Petrus nie, geen mens nie, maar Jesus Christus. Ek soek gou vir Kosie en Edrin. Asseblief. Trek af my jou baadjie uit, trek vir my jou baadjie uit. Ons gaan kyk wat doen kettinge vandag. Kyk vir die mense, draai die ketting om, so styf as moontlik. Dis wat sonde doen. Minderwaardigheid, haat, twis, bitterheid. Ons kan nie vergewe nie, ons kan nie laat gaan van ons verlede nie. Ons kan nie vergewe nie. Ek haat my ma, ek haat my pa, ek haat my onderwysers. Ek haat my pastoor want hy vermaan my. Die pastoor en sy vrou, hulle moet net nie ons vermaan nie. Nee, dan sy kyk te opgepomp, dan weet die hele Suid-Afrika, jou pastoor het jou vermaan, maar jy vertel net jou weergawe, jy vertel nie die waarheid nie. Ag, vir my was. En die vyand kom, en hy kom bring leuns, en hy ploeg met jou, loop saam met my, en dis wat hy doen. Hy trek jou oral, waar jy nie moet gaan nie, trek hy jou. Okay. Maar Jesus sê, in Johannes, maak los. Jesus in Johannes 8 vers 36, as die Seun jou vrygemaak het, is jy werklik vry. Vandag is dit tyd dat jy jou kettinge van verlede, van verwerping, van vernedering, lekker mag sit, dankie, van bitterheid, losmaak. Nie voordat jy herken, en ek herken, ons sit met probleme, ons sit met seer, ons sit met kettinge nie, kan die Seun jou nie vrymaak nie. Hy wil. Die vraag is, wil jy vrykom? En wat beteken dit om vry te kom? Om te laat gaan van jou verlede. Ek wil gou, Kosie, pas my jou baadjie gaan. Ek wil gou 'n verhaal vertel. 'n Koning gaan eendag en hy nooi al die arme mense om te kom eet. Almal. Jy sien net die massive maaltyd. En als so een hy sit, hulle gee vir hulle almal eers ordentlike mooi klere, kleed hulle mooi, laat hulle was, laat hulle welkom voel, laat hulle soos mens weer voel. Maar die man kom, en hy is nou mooi gekleed, maar hy sit met sy ou klere. Al die ander mense het hulle klere weggegooi, want die klere wat hulle het, kan hulle vat. Die man kom, en dan sit hy so op die stoel, dan paas hulle die bak, dan raak hy excited, dan val hy sy klere, tel hy hom op, en as hy kyk, daar is die bakkos, nee, oké, dan sit hy weer, sy mond water, hy daar laat sy eet, oké, dan sit hy weer, dan kom die bak al hoe dan raak hy opgewonde en sy bene bewe, dan tel hy hom weer op, en daar gaan die kos, en dan weer, sit hy sy klere op sy skoot, dan word hy so opgewonde, hier kom die kos, ek gaan eet, hierdie klere, en daar gaat hy, en die einde van die aand gaan die man, en hy is moeg, en hy is honger, hy kan nie verstaan, maar hoekom het ek nie geëet nie? Want hy het elke keer vastgehou in sy verlede, aan sy kleed van ongeregtigheid. Terwyl Jesus sê, kom sit op my tafel, ek maak skoon, ek maak nuut, gaan ons, en ons bly terugvat ons verlede, ons struik, bly ons seer terugvat, ons bly ons sonde terugvat.
Ons mis uit op wat God vir ons wil gee, omdat ons vashou. Die woord van God sê, ek maak my los van agter en ek strek my van wat voor is. En Lucas sê, if I put my hand on the plow and I look back, I'm not fit for the kingdom of God. Ons almal het 'n verlede, ons almal het seer, maar jou verlede moet nie bepaal wie jy is nie. Jou waarde moet nie deur mens bepaal word nie. Jou waarde word alleen deur Jesus Christus bepaal. Nie jou verlede nie, nie jou seer nie, nie jou sonde nie. Ja, maar ek is 'n moeilike mens. Okay, maar wat sê die woord van God in Galasiërs 5 vers 22? Ja, maar dit is in my bloed. My bloed loop vol Jesus Christus, nie van wie my DNA is nie. My DNA is Jesus Christus, nie my familievloeke en bloedlyne nie. Hoeveel kere gebruik ons nie daai verskonings nie? Maar jy verstaan nie. Nee. Die woord van God sê, jy is 'n nuwe skepsel in Christus. Wat is daar in jou lewe wat jou vashou? Wat se bindings bind jou? Wat hou jou terug van God se groter plan? Jeremia 29 vers 11 sê, ek weet wat se planne ek vir julle beplan. Planne van voorspoed. Ja, ek is nou vasgevang aan hierdie daggazolle. Wat se planne van voorspoed is dit? Maar jy het daai daggazolle gekies. Jesus het planne van voorspoed, maar dis omdat ons na die leuns van die vyand luister, dat dit nie kan vorentoe gaan nie. Dis om ons toelaat dat die vyand met ons ploeg. Ons het Woensdag aand hier met Pinkster gesing, I went to the enemy's camp, en pastoor Jan het gewaarsku, julle, dis donderdag môre, dit was donderdag. En ek het net vir die vyand gesê, luister my maat, jy moet gaan, want ek gaan na jou plek toe, en ek vat wat die Satan by my gesteel het. God het ons nie wurmpie mentaliteite gemaak nie. God het ons meer as oorwinnaars gemaak. Ons kan allerhande mense op hulle woord vat. As ek vir die tannie sê, "Jesus, tannie is lelik," gaan sy my dit glo. Maar as die woord van God sê in Genesis 1 vers 27 tot 28, ek is tot sy beeld geskape, hoekom glo ons dit nie? Hoekom sal ons liewer die leuen van die vyand glo, as wat die waarheid is in die woord? Dit is omdat kettinge ons bind. Minderwaardigheid, onvergifnis, haat, bitterheid, woede, verwerping, sonde. Dis goed wat ons vasbind. Ek het ook op 'n stadium minderwaardig gevoel. Ek het nooit vergeet nie, jare daar gesit minderwaardig gevoel. Here, maar hoe kan jy my gebruik? Maar toe uit die skille van my oë afkom en ek besef wie ek in Christus is, ek hoef nie minderwaardig te voel nie. Maar jy hoef nie minderwaardig te voel oor die gawes wat God vir jou gegee het nie. Maar ons laat toe dat mense, ons maak ons ore asblikke, dat die duiwel en mense kom leuns vertel in ons lewens. Waarmee worstel jy vandag? Wat se sondes, wat se seer, wat se kwaad? Ek kan net nie daarin vergewenis hoekom gesien gaan ek om skop soos 'n rugbybal. Dis nie wat Jesus wil hê nie. Jy sê maar die Bybel sê as ek my klap moet ek my ander wang draai. Ja, dis wat Jesus sê. Van die een wat sonder sonde is, kon die oordeel oor die vrou spreek van oorspel, maar hy het nie. Hy het die man van Gadara bevry. Hy het nie na sy vrou, hy het nie gevra, hey man van Gadara, sê vir my, nou wat het jy alles gedoen nie? Nee, dis nie jou. Nee. Jesus didn't ask questions, he saw the heart. Jesus sien die hart, die opregtheid van ons harte. Ons kan hier voor staan en ons hande opsteek en probeer flous. Ons kan nie vir Jesus Christus flous nie. Ons kan nie. Ons kan sê, ek maak my vry van kettinge, net om gesien te word. Wil ons regtig vrykom? Genesis 4 vers 7 sê die sonde lê en loer. Ons moet die keuse maak of ons dit gaan eet of nie. As jy sê jy vergewe iemand, hoe is jou optrede as jy daai persoon sien? Hoe is jou gesindheid? Die woord van God sê God is liefde. Ek deel gister met 2 dames daar by Checkers en ek vra vir hulle, ek wil julle vra as julle vandag doodgaan, waartoe gaan julle? Ek sê, ja, gaan hemel toe.
Maar net 10 minute voor dit vertel sy moeg en sy drink vanaand. Ek sê nee, okay, hoekom gaan jy hemel toe? Hoekom? Nee, I'm a good person. Die ander een sê, maar ons kan nie weet nie. Ons kan weet. Die woord van God sê, as jy met jou mond gooi en met jou hart bely, dat Jesus die Seun van God is, sal hy gered word. Verhouding met God gaan oor 'n verhouding. Nie die girl sê, begin toe met die girl te deel oor die evangelie, en die Here openbaar vir my, een voet in die wêreld, en een voet by Jesus. Openbaring 3 vers 15 tot 20, 3 vers 15 tot 16, om jy warm of koud is, spoeg ek jou uit. Om jy lou is, gaan. Hoe crazy moet dit wees om te weet, ons gaan eendag voor God se troonkamer staan, en ons gaan al die werke doen, soos Matteus sê, duiwels uitdryf, siekes genees, en al die goeders doen, en ons kom eendag voor God se troonkamer, en hy sê, Hobie, gaan weg, ek ken jou nie. Here, maar ek het hier gelei, ek was in die musiekspan gewees, okay, dis jou werke. Waar is jou verhouding? Waar is jou verhouding? Hoe lyk jou verhouding vandag met God? Wil jy nie soos die man van Gadara ook neerval voor Jesus nie, en die vrou wat oorspel gepleeg het, gesê, Here, hier is ek nie. Dis al wat Jesus vra. Rita. In Matteus 11, vers 28 tot 30 is die bekende vers. As julle wil lees, kan julle Matteus 11, vers 28 tot 30. Dit sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van my. Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en lig. Jesus is nie 'n quick fix nie. Hy's nie 'n instant pudding wat ons kan maak met 'n 5 minute in die yskas sit en net lekker eet nie. Jesus is die een wat die verlossing kan bring. Jesus is die enigste een wat jou kettinge van seer en verlede en verwerping kan vrymaak. Die vraag is vandag, hoe desperaat is jy na Jesus? Dis soos die seun van die verhaal van die verlore seun. Hy was honger. Is jy vandag honger vir genesing? Is jy vandag honger vir vrymaking? Dat die brood van lewe jou kan genees. Dat die brood van lewe jou kan vrymaak. Hy wil dit vir almal doen. Hy sê, hy maak 'n uitnodiging. Kom soos wat jy is. Ons verstaan nie altyd hoekom dinge in ons lewe gebeur wat dit gebeur nie. Ons verstaan nie altyd hoekom ons in situasies geplaas word nie. Nie by die werk, by die skool, in jou persoonlike lewe nie. Maar ek weet, my woord sê, alles werk ten goeie mee vir die wat glo. Hy gebruik jou verlede, jou seer, as 'n testimony. Hy vat die negatiewe en hy draai dit oor na 'n positiewe toe. Hy vat jou verwerping en hy trek dit aan. En hy trek jy met 'n kleed aan van geregtigheid, van liefde, van hoop. Dalk voel jy vandag maar ek's hopeloos, ek het nie hoop nie. Met Christus is daar altyd hoop, altyd. Wat is daar tussen jou en God? Miskien sit jy nou in situasies en jy spreek dood, Here, ek kan nie, Here, ek kan nie. Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Here, maar ek sien nie verandering nie. Hou aan bid, hou aan glo. Ons kan deurdruk met 'n rugby-wedstryd, 'n netbalwedstryd en al hierdie games, maar ons kan nie deurdruk as dit kom by God nie. Somstyds gee ons te vinnig op. We are on the brink of a miracle, maar dan wil ons opgee en moedeloos word. En die Here die skuld gee en sê, daar's nie 'n God nie, want God antwoord nie. God antwoord op sy tyd.
Ons hardloop na mense toe, gee vir my profetiese woorde, gee vir my dit, terwyl die antwoord hierso is. Nêrens in die Bybel lees ek, julle moet na profete toe gaan om antwoord te kry nie. Nêrens lees ek wat die Bybel sê, 'n profeet of 'n pastoor is die weg, die waarheid en die lewe nie. Ek lees Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Hoekom moet pastoor Rian en sy vrou en die kerkraad altyd vir ons antwoorde gee, terwyl die antwoorde hier binne is? Hulle gee nie om te help nie. Dit is sy werk. Maar ons kan nie verwag dat hulle alles moet dra nie. Ons moet begin. Dit begin by ons. Matteus 6 vers 6 sê, gaan in jou binnekamer in. Daar staan nie gaan na pastoor hulle se huis en gaan bid by hulle nie. Gaan in jou binnekamer in. Verhouding met God begin in jou binnekamer, begin by jou.